Marco Pastor Jan van die generator gelaai het, sodat ons vandag kan krag hê. Amen. Halleluja. Baie welkom almal. Lekker om julle hier te sien. Baie dankie vir almal van julle wat laasweek so mooi geondersteun het. En ons het lekker hamburgers geëet en ons het 'n geldjie ingesamel wat goed is. Ons het ook lekker gespeel en het was heel aangenaam geweest. Amen. Amen. Halleluja, halleluja. Vanaand is finansiële komitee vergadering by Johan en Vanet se huis en ons sien almal van julle daar. Ek dink vanaand se vergadering gaan ons in julle swembad hê. Ons gaan werk, ja. Hy is net nie groot genoeg nie. Nee, Jy is goed genoeg. is hy groot genoeg? Halleluja, halleluja. Ek wil net gou nog 'n afkondiging maak. Ek wil hê almal van julle moet 'n punt daarvan maak om vroeg te kom. Moenie laat kom nie. Dan gaan 'n stadium kom wat ons die hekke gaan toemaak na 'n sekere tyd. Want terwille van sekuriteit. So ons vra almal van julle, kom betyds. Moenie laat kom nie. Amen. Terwille van sekuriteit. Amen. Halleluja. Daar is hy. Goed. Kinders, julle kan gaan. Weekse lesse het ons gesien dat ons geroep is om in God se weermag te veg. Nou in 'n werklike oorlog is daar skermutselinge en daar's ongeval. So daar's ook dissipline wat nie lekker is nie. Maar daar is nie die luksheid van om op jou laurels te sit en 'n spectator te wees nie. Jy weet wat dit is om jou laurels te sit. Op jou laurels te sit. Meeste van die mense wat by die munisipaliteit bly, sit op hulle laurels. Amen. So, as jy in God se weermag sit, kan jy nie op jou laurels rus nie. En 'n oorlog is dan nie 'n paviljoen waar die ouens sit met hulle narkies en hulle flessies medisyne, soos op 'n rugbywedstryd op die nuwe land nie. Daar is ons almal deel van die infanterie van God en ons is ingedeel in ons plekke en ons funksies wat almal verrig. So as jy in 'n werklike oorlog is en daar was 'n aanval en dan sien jy agterna. Wie van julle weet in 'n werklike oorlog is daar werklike ongeval? Ja, daar's werklike ongeval. En nou as die vyand aangeval het en jy kom by jou bewussyn en sien, daar lê 'n ou wat se arm af. Daar lê 'n ou wat se been af is. En dan kyk jy so af in jou knie, dan sien jy jou knie te skraap op. En dan huil jy, en jy is op jou voet, en jy bel 911, en jy sê 911, ek te skraap op my knie. Nee. In God se oorlog is daar ook, daar's ook ongevalle. Nee, maar, wat fantasties is, in God se oorlog, as daar ongevalle is, dan is die liggaam van Christus daar, om jou gesond te maak, en jou weer op te rig, met liefde. Amen. Amen. Ons maak nie soos in sekere gevalle, waar die weermagte, as daar 'n ongeval is, dan skiet hulle sommer jou uit, dit is ja, is nou nie vir ons 'n laai of hulle nie. Nee, in God se weermag word jy opgepas en jy word opgebou. Amen. In 2 Timoteus 2 vers 3, 2 Timoteus 2 vers 3, sê Paulus vir Timoteus, lei dan verdrukking soos 'n goeie krygsman. Lei verdrukking soos 'n goeie krygsman. Moenie dink dis net jy wat swaar kry. Hoor julle vir my? Baie keer dink ons dis net ek wat swaar. Is net ek wat dit moeilik het in die lewe. Ander mense het dit so maklik. Almal van ons ly soms verdrukking. Sê amen. Nou 2 Timoteus 3 vers 10. Hy sê vir Timoteus, maar jy het my navolger geword in leer, in lewenswandel, in planne, in geloof, in lankmoedigheid, in
leidsaamheid, in vervolginge, lydinge, soos my gebeur geval het in Antiochië en Iconium en Lystra. Nou sê Paulus, wat 'n vervolging het ek nie al verdra nie, en die Here het my uit almal verlos. Maak nie saak wat jou storie is nie, God verlos jou uit jou storie. Amen. Maak nie saak wat dit is nie. Dit kan finansies wees, dit kan jou familie wees wat teen jou draai, dit kan depressie wees. Maak nie saak nie, God verlos jou uit al die goed uit. Amen. As hy vir Paulus kon verlos, nadat 'n giftige slang hom aan die hand gebyt het, en hy het die giftige slang in die vuur afgeskit, op die eiland van Melita. En almal het hom dopgehou en almal gekyk, Petrus gaan nou seker opblaas, Petrus gaan nou seker doodgaan, Petrus is man. Paulus, ek is nou amper soos pastoor Jan, wat eendag gepreek het en hy stuur vir Elia die berg op en aan die ander kant gaan Paulus af. Amen. So julle moet by my, maar dankie dat julle my beide nou. So, Paulus, God het gesorg dat toe daai giftige slang hom byt, toe het dit hom niks gemaak nie. Want weet julle wat? God het 'n werk vir hom gehad om te doen op die eiland van Melita. Nou in die eerste plek het hulle skipbreuk gelei. Hulle het skipbreuk gelei. Die skip het vergaan. Hulle was in die nag in die see gewees en hulle het uitgedryf op stoepe van die skip. Hier kom hulle by die eiland Melita aan en die mense wat daar is, ontvang hulle en hulle maak 'n vuur. En Paulus kom en hy vat 'n stuk hout om op die vuur te gooi. En toe hy buk, toe byt 'n adder hom aan sy hand. En Paulus het die adder in die vuur afgeskit. Ek wil hê jy moet vandag negativiteit. Skit hom af. Skit hom af. Gooi hom in die vuur. Amen. As 'n giftige slang. Skit hom af en gooi hom in die vuur. Daai gedagtes wat vir jou sê, jy gaan dit nie maak nie. Daai gedagtes wat vir jou sê, jy's nie goed genoeg nie. Daai gedagtes wat vir jou sê, dit gaan goed met ander mense, maar dit gaan sleg met jou. Daai gedagte, skit hom af in die vuur. Gooi hom af. Gooi hom af. Amen. Moenie gentiel wees met die gedagte. Jy sê, ag gedagtetjie, wil jy my nie asseblief maar los nie. Nee. Kry 'n bietjie ywer, kry 'n bietjie murg in jou pype en skraai ding af in die vuur en sê, no ways, ek is nie 'n mislukking nie. God het my gemaak om die kop te wees en nie die staart nie. Sê amen. Amen. Nou waar jy sit, sê ek is die kop Ek is die kop. en nie die staart. En nie die staart. Halleluja. God seën my God seën my. by my ingang en by my uitgang. Amen. Halleluja. En nie almal van julle het dit nou gedoen nie. So ek gaan dit nou weer doen. Sê saam met my, ek is die kop Ek is die kop. en nie die staart. Nie die staart, ja. Halleluja, ek is geseënd Ek is geseën. by my ingang By my ingang. en by my uitgang. Uitgang. Halleluja. Sien daar loop iemand, kyk net vir my hoe dit is. Paulus se lyding in Handelinge 14 vers 19. Paulus preek en daar het mense gekom wat die skare omgepraat om vir Paulus te steun. Nou Paulus was besig om homself te verdedig. Hy was besig om homself te verdedig voor die Joodse raad. En daar het mense gekom wat mekaar opgesteek het en gesê, hierdie Paulus, hy's 'n moeilikheidmaker. Nou, as jy nie bietjie af en toe 'n bietjie die water roer nie, dan wonder ek of jy nou nog sout. Is jy nog sout? Nee. Want jy kan nie net altyd saam met almal stem nie. Dis mense rondom jou en hulle vloek en hulle skel die Here en hulle is ongelowig en jy net stil. Nee, jy sout. Jy sê, nee, so sal dit gaan in die plek nie. Nie hier waar ek is nie. En Paulus preek en hulle het die skare omgepraat en hulle het vir Paulus gestenig en op buitekant die stad gesleep met die gedagte dat hy dood is. Nou ons, as hulle jou stenig met klippe, beteken dit
Hulle het so 'n hoop klippe. En die hele skare tel klippe op en hulle mik vir jou en hulle gooi. Die een klip tref jou dalk teen die arm, breek dalk jou arm. Die ander klip tref jou op jou skouerbeen is dalk gebreek. Die ander een tref jou teen jou kop. Die ander een tref jou op jou nek. Die ander een tref jou op jou knieë, jou bene. En hulle om buitekant die stad gesleep. Gesleep. Daar was nie ambulans. Toe buitekant die stad gesleep. En hulle vandaag gedamp, kan jy sê. En die disciples het rondom hom kom staan. En toe die disciples rondom hom staan, nou die Bybel sê nie hulle het gebid nie, ek glo hulle het gebid, of hulle dalk geloof en prys, of hulle dalk die Here aangeroep. Die disciples het rondom hom gestaan, en Paulus het opgestaan. Wow. Nou, dis nie die groot wonderwerk. Die volgende dag gaan hy na Derbe toe. Dis 'n stad wat 30 km ver is. Dink jy hy het 'n taxi gevat? Of 'n Uber? Of 'n bus? Hy het geloof. Hy het geloof. Nadat hy gestelig is, hoe dink jy het hy geloof? Ek dink, oral was dit seer, oral was dit genees. Nou, ek gaan vandag preek oor die kroon van geregtigheid. Nou sê julle verstaan waarom ek sê, dit het Paulus nie afgesit om die Here se werk te doen nie. Hy het besluit, ek sal die werk van die Here doen. Hy het hom gestenig, hy kom by homself en hy staan op. En die volgende dag gaan hulle na die stad, wat 30 km verder is, en hulle gaan te voet. Wat dink julle was sy fisiese toestand op daardie stadium? Sy fisiese toestand was nie goed nie. Was nie goed nie. Ek is seker daar's bene wat gebreek was. Ek is seker hy pyn en gehad was. Maar Paulus het net een gedagte gehad. Paulus het daai gedagte gehad, Jesus Christus, my Here en my Verlosser, ek moet hom dien. Ek moet my wedloop voleindig. Ek moet my geloof behou. Ek moet staan. Ek kan nie val nie. Nou, partykeer breek jou bakkie. Soos ons sy klats gaan. Of jou yskas hou opwerk. Of jy breek een naal af. Wat sê? Dan moet jy so die uithou. Vir die koninkryk. En dan los ons flauw huil op. My bakkie het gebreek. My yskas werk nie. Wee. Ek voel vir julle. Hou jou oë op Jesus, die beginner en die volleinder van jou geloof. Amen. Daar is 'n kroon weggelê vir hulle wat dit doen. Amen. Daar is 'n kroon weggelê. So Paulus het 2 keer skipbreek gely. Hy is met stokke geslaan en soos ek nou gesê het, gebyt deur Egipte geslaan op die eiland Melita. En op die einde van sy lewe is Paulus onthoof op Afrika. Hebreërs 11 vers 6. Ek gaan hom net bysit, want in die Bybelskool kon hom nie kry nie. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat na God gaan, moet glo dat God is. Sê God is. Hy was nie. Hy sal nie wees nie. Hy is teenswoordigheidstyd. Dit sê, hy is nou hier. Hy is hier nou al. Amen. En glo dat hy 'n beloner is van die wat hom met ywer
soek. Die Amplify sê, those that seek him diligently. Nou, in Hebreërs kry ons die verskillende dinge wat met die gelowiges daai tyd gebeur het. Ek gaan dit so vinnig hierso lees. Hy sê, hulle het rondgeloop in skaapvelle en bokvelle. Hulle het gebrek gelei, hulle is mishandel, hulle is gedruk. Hulle is in stukke gestaan. Die wêreld was hulle nie werd nie. Maar hulle het tot op die einde nie hulle eie lewe lief gehad nie, want hulle het Christus meer lief gehad as om 'n cozy lewe te hê. Halleluja. Jy sien, Moses het groot geword saam met Farao se dogter. So hy was 'n prins. Maar toe hy verstaan waar hy vandaan kom, en toe hy verstaan wat sy roeping is in die lewe, toe gaan hy terug na sy nasie toe. En die Bybel sê, hy het verkies om sleg behandel te word saam met sy mense, as om in die cozy paleis te sit saam met die prinses. Halleluja. Nou, geregtigheid. Ek wil nou weer die onderskeid tref. Elke een van julle wat wedergebore is, het die gawe van geregtigheid ontvang. Jy het die gawe van geregtigheid. Wat is geregtigheid? Geregtigheid, ek is reg met God en ek is reg met mense rondom my. Nou, ek wil net gou vir julle sê, daar's 'n paar dinge wat jou heining rondom jou geestelike heining afbreek. Jou geestelike heining, jy weet Job, die heining rondom hom gehad, nee? Daar's 'n paar dinge wat die heining opbou, en daar's 'n paar dinge wat die heining afbreek. Een van die goed wat die heining afbreek, is as jy nie kan vergewe nie. As jy nie kan vergewe, vergewe, ken jy nie aan. Amen. Al was jy reg en hulle was verkeerd. Vergewe nog steeds. Amen. Vergewe. Dan bou jy daai heining op. Ja. Bou jy daai heining op. Daar's nog iets wat jou heining opbou. En dit is om heilig te lewe. Yes. Hou op om speletjies te speel met sonde. En jy dink, ag, ek gaan nie hierdie een keer, ek gaan so 'n bietjie dronk word, ek gaan net gou so een keer 'n bietjie vloek en skel, ek gaan net gou so een keer 'n bietjie. Dit breek jou heining af. Dan hy as die duiwel kom en jou heining is afgebreek. Leef heilig, want God is heilig. Goed, soos ek gesê het, gewone geregtigheid is 'n geskenk van God. Dis 'n gratis geskenk en dit werk nie daarvoor. Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Dis Romeine 4 vers 3. Galasiërs 3 vers 6 sê dieselfde ding. Net soos Abraham in God geglo het en dit is hom tot geregtigheid gereken. Alle gelowiges wat in God glo, kry hierdie geskenk van geregtigheid. Dis soos ek sê, hierdie geregtigheid is 'n geskenk. Maar jy kan die mure opbou of jy kan die mure afbreek. Dis 'n ander ding wat die muur afbreek. Dis as jy nie gehoorsaam is aan die woord van die Here nie. Mense, ons praat en ons praat en ons praat en ons sê van mense, dien die Here terwyl hy te vind is. Dien hom nou, dien hom vandag. Amen. Hoekom wag jy? Nee, ek sal eers wag tot my probleme uitgeskort is. Vergeet dit ook wel, jy gaan ook nooit by daai situasie uitkom. En tog is daar mense wat so swaar kry, maar hulle sal nie hulle ore oopmaak en die Here dien nie. Hoeveel mense het ek al gecounsel? En dan sê ek vir hulle mense, daar's een ding wat jy moet onthou, as ek jou counsel, as een ding wat jy moet onthou, dien die Here met jou hele hart, jou hele siel, en al jou kragte.
gaan doen daai ding. Dis die basis. Ons het verlede week gesê, die fundament is Jesus Christus. Amen. Jy kan besluit hoe jy daar bou. Jy kan papiere en plastic sakke en goed vat en probeer om te bou op die fondasie wat Jesus Christus is. Maar die Here sê, nee, bou met goud en silwer en kosbare edelgesteente is. So, ek wil hê julle moet mooi verstaan. Geregtigheid kry almal. Okay? Gratis geskenk. Sê 'n bietjie gratis geskenk? Gratis geskenk. Is 'n gratis geskenk. Jy werk nie daarvoor nie, is 'n gratis geskenk. Nou, om daai gratis geskenk uit te leef, moet jy in geloof wandel. Wandel in geloof en nie in aanskouing. Ouens, as jy gaan toelaat om te kyk na die omstandighede, as jy soos Petrus, wat graag op die water wil loop, maar jy kyk na die golwe en jy sien, die golwe, die omstandighede is so teenmal, gaan jy nie kan bly staan nie. Amen. Don't look at your circumstances. Ek sê weer, moenie fokus op jou omstandighede nie. Ek sê weer, moenie fokus op jou omstandighede nie. Moenie fokus op dit wat verkeerd is. Want in die geestelike realm is daar energie en daar's materie. Sê bietjie saam met my. Energie en materie. Wat is materie? Materie is 'n vaste stof in die geestelike realm. So nou konsentreer jy op die negatiewe. Jy kan konsentreer op hierdie negatiewe ding, hierdie negatiewe ding, hierdie negatiewe ding, hierdie negatiewe ding. You are giving it energy. You are bullying. Jy maak dit sterker en sterker en sterker. Jy bou jou eie mishoop verder en verder op. Moenie konsentreer, moenie fokus op dit wat verkeerd is nie. En dis wat geloof is. Geloof is so mooi, want geloof sê, en kyk nie, 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, ons wandel in geloof en nie in aanskouing nie. Die ander ding, om geregtigheid verder uit te leef, is moenie vir mekaar lieg nie. Efesiërs 4 vers 25. Moenie lieg nie. Party mense, jy gaan dorp toe en dan kom jy terug en dan vra jou man vir jou, waar was jy, en lieg jy, dan sê jy, ek was daar en daar en daar en daar. En die meantime moet jy gaan skuld maak, of ek weet nie wat jy gaan doen. Moenie eers 'n wit leentjie lieg nie. Breek jou mure af. En dan hy sê, vyand in God, moenie lieg nie, praat die waarheid. Dis Efesiërs 4 vers 25. Hy sê, lê die leuen af en spreek die waarheid met mekaar. Hou jou hart rein. Moenie gaan mors dink nie. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word. As jy iets sien in jou hart wat jou bak, wat jou seer maak, wat jou laat worry, skud dit af. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word. Wat hy sê, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Amen, bewaak jou hart. Nou hier is nou enetjie ander. Wees toch nederig. Wees toch nederig. Jakobus 4 vers 6. God weerstaan nie hoogmoediges, maar aan die nederiges gly genade. Moet toch nie dink jy weet en alles nie, moet jy weet en alles. Sê God wat alles weet. Kom nie. Wees nederig. Wees nederig. Leer by almal. Wees gehoorsaam aan God se woord. Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefhet, sal julle my woord bewaar. Amen. En dan werk vir God. Moenie traag wees in die ywer nie. Romeine 12 vers 11. As ek jou vra om iets te doen,
jou vra, sal jy asseblief vir my die voorbeeldtaal gee? Nie vir my sê, ag pastoor, iemand anders kan het doen, ek gaan het nie doen. Jy doen dit nie vir mense nie. Jy doen dit vir God. Dit is nog steeds om God te doen. Dit is nog steeds om God te doen. Halleluja. Die ouens wat in die orkes speel, hulle doen dit nie vir hulle self nie. Hulle doen dit om vir God te doen. Marco wat vanoggend gehelp het om die generator te laat. Hy het dit gedoen vir pastoor Jan. Hy het dit gedoen vir die Here. En die Here sien dit. Die Here is lief vir jou. Halleluja. Karen, al jou werk wat jy doen, die Here weet, jy doen dit vir hom. En hy sien dit. En hy is trots op jou. So as daar vir jou gevra word om iets te doen, moenie jouself op 'n krol trek en sê, ek gaan dit nie doen, iemand anders gaan dit doen. Jy het die geleentheid om geregtigheid op te bou in jouself. En jy is besig om vir jouself 'n kroon reg te maak. Halleluja, halleluja, amen. Wees mededeelsaam. 2 Korintiërs 9:6 sê, as jy spaarsaamlik sal jy ook spaarsaamlik maak. Nou, jy kan vir 2 mense. Kom ons gee vir 'n identiese tweeling. Ek gee vir die identiese tweeling R1000 en ek gee vir daai identiese die ander een ook R1000. En afhangende van die integriteit wat hulle het, die persoonlikheid wat hulle het, die een ou gaan en hy gaan iets wonderliks daarmee doen. Hy gaan met daai R1000 gaan hy meer geld maak. Dan gee ek dieselfde R1000 vir die ander ou langsom wat sy identiese tweeling is. Dan trek hy dit deur sy Hy gebruik al die geld. Hy berg dit vir môre nie. Sien julle dat God het vir ons die geleentheid gegee om goed te doen, om mededeelsaam te wees. Amen. Hê kompassie. Romeine 12:10. Wees hartlik teenoor mekaar en gaan mekaar voor in eer betoon. Yes, al is dit die kleinste persoontjie hier in hierdie diens, gaan mekaar voor in eer betoon, want ons eer nie die persoon nie, wie daai persoon gemaak, God daai persoon gemaak. Wil julle wat ek sê? Daarom het jy respek vir ander mense. Right. Gebed. Ouens, bid asseblief. Bid. Halleluja, halleluja, halleluja. Bid. Openbaring 5:8 sê, en die engele het die skale met goue reënwerk op die aarde uitgegiet, en dit was die gebede van die heiliges. Elke gebed wat jy bid, word opgevang in die hemel. Elke gebed wat jy bid, word opgevang in die hemel. Mense, hoe daarna moet ons nie wees in gebed nie. So baie keer doen ons die kopseer gebed nie. Die kopseer gebed nie. Here seën my. Let's ask for a no more. Thank you, Lord. Amen. As 'n kopseer gebed nie. Bid dag en nag. Bid vir almal in jou lewe. En dan die volgende een. Luister tog na raad. Leer tog van wysheid. Het julle geweet was 'n kroon van wysheid ook. Ek gaan nou afsluit met die kroon van geregtigheid. Maar daar is 'n kroon van wysheid. Is van mense wat hulle ore oopmaak en leer. Partykeer sê ons van mense, moenie dit doen nie. En dan luister hulle nie wat ons sê, hulle gaan doen presies dit wat ons gesê het hulle moet doen. En dan kom hulle terug en dan en dan wil ons nie vir hulle sê, maar ons het julle gesê, luister. Mense, partykeer dink jy is baie slimmer as wat God is.
Dit is verkeerd as jy so dink. God weet alles en hy het al die wysheid. En dan hou jou vlees onder 1 Korintiërs 9 vers 27. Paulus sê ek kastyn my liggaam en ek hou dit onder. Want hierdie liggaam van jou, hierdie body is 'n lyding. Die liggaam van jou is 'n lyding. Hy wil sit en hy wil lê, hy wil eet en hy wil rus. Hy wil nie diensbaar wees nie. Hy sê ek kastyn my liggaam, ek maak dit diensbaar, sodat ek nie wanneer ek vir ander mense preek, self verwerklik is nie. Titus 2 vers 11. Nou ja, ons het 'n ou broeder in die kerk gehad, hy is nou nie meer hier nie. En hy het altyd grappig gemaak. En hy het altyd gesê, wat Titus 10 vers 10 sê, moenie worry nie, watch nie. En dan die mense wat pas in die kerk was, het met sulke groot oë en vat hulle penne en skryf hulle neer, Titus 10 vers 10 en sê, moenie worry nie, watch nie. Daar is nie Titus 10 vers 10, as die 10 hoofstukke nie. Dan ek en pastoor dan lag ons so lekker vir hierdie broeder wat so gesê het, want hy het 'n grap gemaak. Nee. So Titus nee, hy het die 10 hoofstukke nie. Titus 2 vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Alle mense het dieselfde kans om die Here te dien. Selfde kans om die Here te dien. Vers 12, en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloor, ingetoe en vroom te wees. Okay, wat beteken dit om ingetoe en vroom te wees? Ingetoe, wat is ingetoe? Ingetoe en vroom te wees. As jy in die dorp en iemand ry voor jou in en jy hang by die venster uit, jy maak die venster oop en jy skree vir hy uit. Jou, en jy vat die vinger en jy hier kom die vinger en jy daar is nie ingetoe nie, jy is ook nie vroom nie. En die mense wat daar rondom is, sien, is dit nie die ou wat dromme speel in die GCS se kerk nie? Ek maak nou net 'n grap, gebruik dit as 'n voorbeeld. Is dit nie so en so? Is dit die pastoor? Ja, nee, pastoor Jan Westfield sou doen. Is dit die pastoor? Daar kom pastoor Nico met die bottelstoor uit. Wat maak sy die bottelstoor? Jy is ingetoe, want jy is 'n advertensie vir God. Jy is 'n advertensie vir God. Amen. Om ingetoe en vroom te wees, terwyl ons die verskyning van die heerlikheid van God verwag. In 1 Timoteus 3 sê hy, ons moet ons eie huise goed regeer. In waardigheid, jou eie huis goed regeer. Amen. In waardigheid, jou kinders goed regeer. Titus 3 vers 1, herinner dit daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, om bereid te wees vir elke goeie werk, om niemand te belaster nie strydlustig te wees nie. Party Christene sit in die kerkbank met 'n pyl en boog en 'n AK-47 en hulle sit en kyk, okay, wie kan ek skiet? Daai een het iets verkeerd gedoen. Daai een het iets verkeerd gedoen. Nie strydlustig wees nie, man. Jy is 'n mens, net soos by jou ander mense is. Amen. Sê amen. Julle sê baie saam. Amen. Moenie strydlustig wees nie. Partykeer stry julle oor iets. Nee, maar dis so. Nee, dit is nie so. Is nie so. Is nie so. Just let it go. Wat maak dit saak? Is daar en dis verkeerd. Wie
net laas die melk uit die yskas uitgehaal en nie die kop opgesit het. Wie het dit gedoen? Ek dink dit was jy. Is nie. Ek was nie laas by die yskas nie. Dit was jy. Is nie. Dit was eigenlijk. Voor jy hom kom kry, is dit skeisater. Oor 'n bottel melk wat geprop nie op is nie. Moenie strijdlustig wees nie. Just let it go. Soos 'n wolkie. Dat hy net gaan. Amen. Wees vriendelik en bewys aan alle mense sagmoedigheid. Want ons was ook eers onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en sinsgenot. Wat is sinsgenot? Is dit wat jy kan ryk, voel, proe? Jy wil huis toe gaan en jy wil voel dit om 'n joint te rook. Ek wil voel dit. Ek wil voel dit om iemand bietjie sy fortune te vertel. Ek wil voel dit. Sinsgenot, né? Hy sê ons was hartlik en het mekaar gehaat. Maar toe het die goeie tierenheid van God, ons verlosser en sy liefde verskyn. Nie op grond van die werke nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur sy Gees. As jy dan ek gou eens kom sê van jy. Ek weet jy sit daar so en jy sit daar om dit te sê. Die bad van die wedergeboorte. Hy was ons met die waterbad van die woord. Sê amen. Die wedergeboorte is deur die woord. Het die woord aangeneem. En wie is nog steeds besig om woord aan te neem? Wie hoor die woord vandaag? Amen. En jy moet by die huis het self ook doen. Word lief vir die woord. Neem die woord aan, die woord is Jesus. Daai woord is 'n waterbad. Dit was jou kop. Was al die nonsens uit. Jou kop raak skoon. Jou kop raak aan meer Christus. En jy word Christus vir die mense in jou lewe. Sy is pragtig, hy het verskyn. Sy goedertierenheid het verskyn. Wie is hierdie goedertierenheid wat verskyn? Jesus. Jesus is nou 'n werklikheid in sy woord. Hierdie woord wat ons nou hoor. Die woord wat jy aangeneem het. Die woord wat jy so lief kry, waarmee jy jou kop was, aanhoudend. Jy doop jou denkswyse met Christus woord. Jy raak so vol van die woord, jy word hierdie woord. En jy is hierdie woord, hierdie verskyning van goedertierenheid aan mense in jou lewe. Sê amen. Kom nou, almal, baie vir my. Dis wie jy is. Wie is jy? Jy is wat die woord sê jy is. Wat kan jy doen? Wat die woord sê jy kan doen. En wat besit jy? Wat die woord sê jy besit. Kom ons wees dit nou. Kom ons wees hierdie goedertierenheid verskyne. Wie die woord is vir die mense. Hoe gebeur dit? Was jou kop met die waterbad van die wedergeboorte. Hoe is jy wedergebore? Jy het hom aangeneem, die woord, en daarom het hy hom mag gegee om kinders te wees. Amen. Efesiërs 6 sê met die borswapen van geregtigheid aan. Die borswapen van geregtigheid. Die borswapen van geregtigheid beskerm jou hart en jou longe. Dit is die belangrikste dele van 'n mens. En dis ook die plek waar jy, as jy iemand nie kan vergewe nie, as jy nie kan vergewe nie, en jy kan nie almal sien as waardevol en kosbaar nie, dan is jou borswapen af. En as die vyand kom en hy skiet vir jou, dan skiet hy vir jou tussen jou draai. Hou jou borswapen van geregtigheid aan. Amen. Nou gaan ons Openbaring 4 vers 4. Ek is besig om af te sluit. Openbaring 4 vers 4. En rondom die troon was 24 trone. En op die trone het ek 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. Hier kom ons nou by die kroon van geregtigheid. Dis nie dieselfde as gewone
geregtigheid nie. Dis 'n kroon wat God wegwaai vir geregtigheid. Mense wat geregtigheid doen. So, en ons sien, hier sal 'n goue kroon op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan. En die 4 fakkels, 7, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas, soos kristal. En in die middel van die troon en rondom die troon, 4 lewende wesens, vol van oë, van voor en van agter. Ons sien, ek het altyd gewonder, waar kom hulle daaraan? Daai lied van Holy, 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 Lord God Almighty. Ek gaan nie die hele ding sing, maar John Staan sing. Hy sê, bowing before the throne, casting down the golden crowns, casting down the golden crowns upon the glassy sea. My Lord. Dis Openbaring 4 vers 4. Hoekom gee die Here jou daai kroon? Sodat jy daai kroon kan vat en voor hom kan neersit en sê, Lord, I worship you. I worship you, I praise you, I adore you. En dis wat hierdie 24 ouderlinge gedoen het. Hulle het daai kroon gevat wat die Here vir hulle gegee het en hulle het dit weer op die see van glas neergesit om hom te vereer. Halleluja, halleluja, halleluja. So die kroon van geregtigheid, wat is dit? Wie gaan dit kry? Dis nie 'n fisiese kroon nie, dis 'n geestelike reward vir die wat die wedstryd voltooi het. Des nie teenstaande die feit dat daar probleme was. Hulle het nooit hulle geloof verloor nie, nooit teen God gedraai nie, nooit gesê dis te veel moeite om God te dien nie. Ek sê weer, Efesiërs 2 vers 8, die ewige lewe is verniet, maar die kroon van geregtigheid gaan net sommiges kry. Amen. Dit is waar. Maar hy wat hy staan in geloof. 1 Korintiërs 16. 1 Korintiërs 16. Ek is amper klaar. Wie van julle is verveel? Nee, gou vir die. Moenie julle hande opsteek. Preach, sister, preach. Moenie julle hande opsteek. Want ek gaan jou raak. 1 Korintiërs 16 vers 13. Waak staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk. Nou, hy sê wees manlik. Hy sê vir die vrouens seker ook maar. Sit jou voorskoot aan en word groot. Amen. Die mense gebruik al in 'n terminologie, maar ek gaan dit nou nie. Al ek is my voorstoot aan. Vers 13 en vers 14. Laat alles by julle in liefde geskied. Ensovoorts. Hy sê, waak staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. Nou, 2 Timoteus 2 vers 19. 2 Timoteus 2 vers 19. En ek gaan 19 lees, want dit pas by verlede week. Ewenwel, die fundament van God staan vas met hierdie seël. Wat is die fondasie? Christus, baie dankie. Met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is. Het jy geweet jy is verseël met die Heilige Gees? As jy aan God behoort, is verseël met die Heilige Gees. Jy het 'n stempel op. God's possession. Amen. In geval iemand nie weet nie, as sien hulle die stempel. Hy stempel is in Jesus se bloed gedoop. En hy sê, this person is mine. Die Here ken die wat syne is. Laat elkeen wat die naam van Christus doen, laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van alle ongeregtigheid. Doen afstand van alle ongeregtigheid. Wat is ongeregtigheid?
Ek is kwaad vir so en so. Ek voel daai persoon het my so en so gedoen en dis ongeregtigheid. Doen afstand van alle ongeregtigheid. Want in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk. Dit klink vir my amper soos verlede week waar jy bou met hout, hooi en stoppels en goud en silwer. Kan julle dit sien? Dis amper dieselfde. En sommige tot eer, maar ander tot eer, tot oneer. Nou vers 21. Moenie wag vir die Here om dit vir jou te doen. As iemand homself dus hiervan deeglik reinig. Wie moet dit doen? Pastoor moet dit doen. Die pastoor moet dit vir jou doen. Dankie Karen. As iemand homself dus hiervan deeglik reinig. Maak jouself skoon man. Maak jouself skoon. Yes. As jou huis vuil is, maak nie op jou huis skoon. Maak hier jou huis skoon. Hier is die tempel van die Heilige Gees. Maak hom skoon. Maak jouself skoon. Dan is jy 'n tempel tot eer van die Here. Geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Want as jy mooi skoon is, dan kan God jou gebruik. Die kroon van geregtigheid is 'n spesiale geestelike vergoeding vir hulle wat getrou gebly het in moeilike omstandighede. 2 Timoteus 4 vers 6. Ek het nog 2 skrifgedeeltes dan sy klaar. 2 Timoteus 4 vers 6, voordat ek daarby kom. Toe Paulus hierdie gesê, was hy op pad om onthoof te word. En dis ook hoe hy gesê het, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgekies en die tyd van my heengaan is naby. Maar ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. En verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee. En nie vir my alleen nie, maar ook almal wat sy verskyning lief gehad het. Amen. Jesus het aarde toe gekom en hy verskyn aan almal van ons. Julle wat sy woord hoor, hy verskyn aan julle as 'n verskyning en julle het dit lief. Nou, die woord crown in Grieks, daar's 2 woorde wat 'n kroon aandui. Die een is diadem, wat 'n menslike kroon is wat vir konings bedoel is, en dan hierdie kroon wat 'n geestelike kroon is Stephanos. Die woord Stephanos. Nou wie in die Bybel is ook gestenig? Stephanos. Dis interessant. Dis baie interessant. Nou, die woord kroon is Stephanos. Mense wat getrou is om God se plan vir hulle lewe uit te leef. Dit gaan daaroor. God se plan vir jou lewe. Leef jy dit uit of leef jy dit nie? Nie jou plan nie. O, glo my. Ek het altyd vir my baan gesoek. Ek wil tog nooit in 'n pastoorse vrou wees. Lou in die hand. Amen. God se plan vir jou lewe. Wat is God se plan vir jou lewe? Elke een wat jy sê, jy kry die oorwinnaarskroon. I have finished my race of faith. Doelgerig en getrou, omdat ons God elke dag verwag. Dis 'n wedloop van geloof. Ek gaan afsluit. Ons dierbare broer Poppie, toe hy in oggend opstaan, dus die bakkie se al 4 wiele afgestrip. Praat ek die waarheid? Goeie verskoning. En te sê, pastoor, ek kan nie vandag nie, weet jy wat, my bakkie is, wat sê jy? Weet jy wat die Poppie gedoen? Poppie het iemand gedaan en gesê, laai ons hele gesin op. Ons gaan kerk toe.
Amen. Halleluja. Het hy die wedloop voleindig? Yes, hy het. God het dit so gemaak. As hy sy 10e gegee het, dan is daar nie eintlik geld oor. Dan vat God die geld wat oor is, dan gaan koop hy breinbrood. Pak hy dit in die viskas. Hy sê, God sal ek eerste eer. En as die kinders sê, pa, ma, ons is honger, dan sê hy, dan is brood en yskas. Vat een en die vaste. Hy die wedloop voleindig. My broer Pottie, ek weet nie of weet jy nie, maar ek is oortuig daarvan. Jy het die kroon van geregtigheid ontvang, want jy het die wedloop gehardloop, jy het die geloof behou. Jy het nooit een dag teruggegaan op jou geloof. Hoe mooi is dit nie, dat ons Here kan getrou dien in ons lewens. Halleluja. Vader, baie dankie vir die woord. Ons loof en ons prys die Vader. Ons dankie Here vir die kroon van geregtigheid wat weggelê is vir hulle wat op hierdie aarde die wedloop hardloop, Here, hardloop hierdie wedloop, die oë gefestig op Jesus, die beginner en volëinder van hulle geloof. Here, hulle kyk nie links nie, hulle kyk nie regs nie. Hulle is hier om U te dien. Here, hulle is hier om die plan wat U vir hulle lewe gegee het, uit te leef ten volle. Want hulle wil daar die woorde oor. Mooi so, goeie en getroue diensnag. Ek het jou oor min aangestel, maar jy was getrou in alles. Daarom sal ek jou aanstel oor baie. Ons wil nou die woorde oor. Dankie Jesus. Ons loof ons prys in Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja. Volgende week, die sielewennerskroon. Die sielewennerskroon. Hierdie is 'n